Ons is by Bybelstudie nommer 16 en dit gaan oor hoogmoed en nederigheid. Nou vandag se studie sluit aan by verlede keersinne wat ons gekyk het na 'n vriend van die wêreld en 'n vyand van die Here. Nou dit gaan daaroor dat as mens die ambisie het en jy die strewe na dit wat die wêreld bied en na aardse rykdom of roem of eer of wat dit ook al is, en daardie strewe is in die hart van die mens, dan is dit 'n vleeslike begeerte en so iemand staan in vyandskap teenoor die Here. Nou gaan Jakobus verder en hy let ons nou op die beginsel van wat gaan ons nou daarmee doen? Indien dit die geval is, hoe gaan ons gees, kan 'n mens amper sê, verander? Hoe gaan ons 'n aanpassing in ons eie lewe maak om daaruit te kom, om in guns van die Here te lewe en so te lewe soos wat die Here eintlik wil hê ons moet lewe? So kom ons gaan nou voort in Jakobus 4 vanaf vers 6. Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God staan die hoogmoediges teen, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dus aan God, weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle wegvlug. Nader tot God, dan sal hy tot julle nader. Reinig julle hande sondaars en suiwer julle harte, dubbelhartiges. Weeklaag en treur en huil. Laat julle lag en droefheid verander en julle blydskap in somberheid. Verneder julle voor die Here, dan sal hy julle verhoog. So kom ons lees dit ook in die Engelse vertaling. But the grace he gives is greater, which is why he says, God opposes the arrogant, but to the humble he gives grace. Therefore, submit to God. Moreover, take a stand against the adversary, and he will flee from you. Come close to God, he will come close to you. Clean your hands, sinners, and purify your hearts, you double-minded people. Wail, mourn, sob. Let your laughter be turned into mourning, and your joy into gloom. Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up. Nou in die vorige Bybelstudie het ons, soos ek gesê het, gekyk na die begeerte van die mens om wêreldse sukses na te jaag. En dit bring vriendskap van die wêreld, maar dit bring vyandskap van die Here. En nou laat let Jakobus ons op die hoop wat daar is in Christus. En daar is dinge wat ons moet doen om ons verhouding, kan ons sê, van teenoor die Here moet herstel word. En daar is 'n paar stappe wat ons moet neem om daardie verhouding te herstel. So kom ons kyk na 'n paar sleutelwoorde. En ons begin met groter genade. Hy sê, God gee groter genade. En 'n mens kan dit interpreteer as, hy gee groter genade as wat daar sonde in 'n mens is. Met ander woorde, dit beteken daar is geen wêreldse begeerte wat te groot is, sodat dit met die hulp van die Here en die genade wat hy gee nie oorkom kan word nie. En dan is daar die bekende een natuurlik wat sê, hy staan die hoogmoediges teen. Nou, hierdie skep die indruk dat daar 'n tweegeveg is. Met ander woorde, jy is nou 'n vriend van die wêreld, jy kom by die Here en die Here weerstaan jou. En dit voel amper asof daar so half 'n tweegeveg is, maar dit is nie presies wat dit is nie. Wat dit beteken is, indien jy hoogmoedig lewe teenoor die Here, dan stel die Here nie in 'n hoogmoedige mens belang nie. Hy draai sy rug op hoogmoed en hy gee nie aandag daaraan nie, hy help nie 'n hoogmoedige mens nie. Jy kan maar te vergeefs na die Here gaan in hoogmoed. Hy draai sy rug daarop. Die Here weerstaan 'n hoogmoedige mens. En dit is iets wat ons natuurlik reg deur die Here se woord kry, soos ons later sal sien. Maar ons moet kom by 'n punt van nederigheid, want die volgende sê hy, aan die nederiges gee hy genade. Nou daardie genade wat oorvloedig is, wat God gee, wat so groot is, gee hy aan die wat in nederigheid en dan natuurlik in afhanklikheid na hom toe gaan. En dit is daardie genade wat die nederige kry om die versoekings te weerstaan. Hy sê, onderwerp julle dus aan God. En ons moet altyd verstaan dat God het 'n unieke posisie van autoriteit. Hy is die hoogste autoriteit en ons moet ons nooit gelyk aan hom probeer stel of groter as die Here probeer stel, want dit is wat hoogmoediges doen. Hulle dink, 'n hoogmoedige mens dink hy kan homself help, het die Here nie nodig nie. En hy verhef hom eintlik tot 'n status wat hoër is as wat die Here in sy autoriteit is.
En om in nederigheid voor hom te kom is om sy autoriteit te erken en te besef, maar ek is net mens, hy is God, en ek moet kom by daardie vlak van waar ek hom dien in nederigheid en waar ek my behoeftes aan hom opdra, want hy is die God, hy is die hoogste autoriteit. Weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle vlug. Nou, om die duiwel te weerstaan, moet jy hom nie die plek gee wat hy graag wil hê nie. En die duiwel is die oorsprong, hy is die bron van hoogmoed en van afguns en van al hierdie vleeslike verleiding en al die dinge wat die wêreld bied. Hy is die oorsprong daarvan. Nou, wanneer 'n mens jou rug draai op wat die duiwel bied of wat die wêreld bied en jy draai in nederigheid na die Here toe, dan word sy aanval weerstaan. So hy kan nie doen wat hy wil doen nie. En as sy aanval weerstaan word, dan is dit omdat Christus in my groter is as ek. As hy dan aankom en hy sien vir Christus, moet hy omdraai en wegvlug. Want teen die Here kan hy natuurlik nie stand hou nie. Teen Christus het hy lankal verloor. Hy het aan die kruis is hy oorwin, graf, hel en dood. Die duiwel met al sy krag en sy mag en wat hy ook al gehad het, is oorwin. En wanneer Christus in my lewe heers, wanneer ek nederig genoeg is, dat Christus groot genoeg is, moet hy vlug. En hy kan nie verder vir my aanval nie. Nou in Jakobus 3 vers 15 het ons 'n skrif gelees wat sê, dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar aards, nie geestelik, demonies. En hierdie is die 3 vlakke of die 3 forme waarop die gelowiges aangeval word. En eerstens is dit aards is wêreldse begeertes, dan is dit nie geestelik, en nie geestelik is vleeslik, jy's geestelik of jy's vleeslik, dit is vleeslike begeertes, en demonies is natuurlik die duiwel self, wat vir jou aanval. Nou, tussen hierdie 3 struikel die kind van die Here ook, want daardie begeertes van die vlees is baie keer so sterk, dat 'n mens tog struikel voor hierdie begeertes. Nou, nader tot God, dan sal hy tot julle nader. En die manier om die duiwel te weerstaan is om jou aan die Here te onderwerp. En ons kan in hierdie hele gedeelte in Jakobus kan ons sien, daar is heeltyd iets wat ons eerste moet doen. Ons moet onsself onderwerp. Ons moet wegdraai van vleeslike begeertes. Ons moet die duiwel weerstaan. Daar is dinge wat ons moet doen en die Here antwoord alles wat ons doen, antwoord hy van sy kant af, maar hy antwoord natuurlik op 'n goddelike manier. En om jouself in nederigheid aan God te onderwerp, hoe nederiger jy word, hoe meer nederig jy word, hoe nader beweeg jy aan die Here, want hoe groter word hy, hoe kleiner word ek. En daar is ook 'n pragtige lied wat gesing word, Nearer my God to thee. En ek dink dit is ook die lied wat gesing is toe die Titanic gesink het, toe die orkes dit begin speel, totdat hulle nou nie meer verder kon speel nie. Maar dit is om dan te besef, maar hierdie aardse dinge beteken vir my eintlik niks. Jy draai daarvan weg, van al die begeertes draai jy weg, jy draai vir jou eenvoudig na die Here toe, nader tot hom, hy sal tot ons nader. En dan is daar nog 'n ding wat jy moet doen, en dit is reinig julle hande, suiwer julle harte. En dit verteenwoordig natuurlik jou woorde en jou dade, né? En dit is jou houding wat jy ook het. In Engels is dit attitude, die houding wat 'n mens inneem teenoor natuurlik iemand anders ook. Wanneer 'n mens jouself regverdig en jouself so hoog stel en in hoogmoed optree, dan is natuurlik die houding wat jy het teenoor ander mense wat natuurlik nie vir die Here aanvaarbaar is nie, want dit is 'n optrede in hoogmoed, maar dit is daardie goed waarvan 'n mens jou moet reinig jou hande, reinig jou handelinge. Jy moet optree soos die Here wil hê jy moet optree en suiwer jou hart van daai hoogmoedige houdings wat daar binne is. En dan praat hy van die dubbelhartiges. Nou, dubbelhartiges is om, in Engels is dit double-mindedness. Nou, om dubbelhartig te wees, beteken jy het 2 voorkeure. Die een voorkeur is die wêreld en die ander voorkeur is die Here. Maar hy in die vorige Bybelstudie het ons gesien, jy kan nie God en Mammon dien nie. Dit is amper nie moontlik om dubbelhartig te wees nie, want jy gaan die een aanhang, maar jy gaan die ander een verag, maar jy gaan voorgee dat jy wel al twee aanhang. En dit is dubbelhartigheid, en
Hy sê maar reinig jouself, suiwer jou hart van dubbelhartigheid, dien God alleen, los die ander goed uit. Weeklag, treur, droefheid, somberheid, hierdie is alles emosies wat 'n mens kan ondervind en dit wys na 'n waarlik berouvolle persoon wat verander nie net in jou houdings en jou optrede nie, maar ook die emosionele pyn wat jy ervaar as jy agterkom, watter seer het jou eie handeling vir ander mense gebring. Dan is daar daardie weeklag en dink Here, is dit regtig ek? Is dit ek wat so opgetree het en jy sien iemand anders het deur jou optrede seer gekry? Dit is weeklag, droefheid, maar dit is ook 'n besef wat die uitwerking van sonde of die uitwerking van wêreldse begeertes gaan hê op die ewige lewe wat hierna volg. As 'n mens by daai besef kom en begin besef, maar hierdie wêreld wat ek so aanhang, hierdie wêreld wat ek so volg, hierdie begeertes wat so sterk by my is, uiteindelik gaan ek verlore gaan. Ek gaan land in die ewige dood as gevolg van hierdie goed en dan kom daar 'n treurigheid en dit kan ook daarop wys dat jy vreeslik graag iets van die wêreld wil hê, maar die Here se woord sê nee, jy draai jou van daar af weg. En dan is dit amper daardie teleurstelling, okay, dan sal ek dit nou maar nooit besit nie, of ek sal nooit so wees nie, of ek sal dit nooit hê nie, wat dit ook al is. En daar kan ook 'n bietjie van 'n droefheid daarmee gepaard gaan, as jy dan moet afgee, en uiteindelik by die punt kom waar jy dan maar van daardie begeerte moet vergeet. Vergeet daarvan, jy gaan nooit daarby uitkom nie, dit is nie wat die Here vir jou het nie. En daar kan 'n bietjie van 'n droefheid wees. So verneder julle voor die Here, dan sal hy julle verhoog. Weer 'n keer iets wat ek moet doen. As ek my verneder, gaan hy my verhoog. En dit is 'n klein bietjie onduidelik waarvan hy my gaan verhoog. Maar dit gaan heel waarskynlik, as 'n mens na die konteks daarop neerkom, dat wanneer ek myself verneder, dan gaan hy my verhoog in my status as 'n ware seun en as 'n dogter van God. So hy gaan my verhoog in die posisie wat ek in hom het. Ek gaan verhoog word in Christus, maar wat die wêreld betref, gaan ek nederig wees. So wanneer ek myself verneder, wanneer ek God die hoogste stel, wanneer ek alles doen tot sy eer, wanneer ek besef, maar ek is net mens, hy is alles, dan verhoog hy my tot 'n ware seun en 'n ware dogter van Christus. En dan kan ek opstaan en ek kan lewe as 'n koningskind. Nou hierdie gedeelte bou natuurlik voort op verse 1 tot 5 waar die leser daarop gewys word dat daar oorloë en vegterye onder mekaar is. Daar's baie striwelinge want daar is 'n vleeslike begeerte en dit maak dat ek na iets streef en daar is 'n geveg aan die gang om daarby uit te kom. En dit is slegte begeertes en dit is naaiwer en al hierdie goed stel ons in vyandskap teenoor die Here. Maar dit beteken dat die wêreld, sulke mense wat so optree, die wêreld neem hulle graag aan, want dit is hoe die wêreld lyk, maar dit maak jou dat jy teenoor die Here staan, teenoor die Here optree. Jy tree nie op soos wat hy van jou verwag om op te tree nie. En dit is van hierdie slegte gedrag wat Jakobus ons opwys om ontslae te raak. En hy noem vir ons die stappe op wat ek moet doen om van hierdie slegte gedrag ontslae te raak en om guns by die Here te lewe. Nou hoogmoed is die grootste enkele rede hoekom daar verwydering tussen die mens en die Here bestaan, want die Here draai sy rug op hoogmoediges. Ons kan dit lees in Spreuke 16 vers 18. En daar is ook natuurlik die gees van Leviathan, en daardie gees is volledig bespreek in 'n YouTube video wat beskikbaar is. Die verwysing is in die teks geplaas, sodat u daardie verwysing dalk net kan vat en sit dit in 'n soek engine in en dit sal u neem tot by die YouTube video. So 'n mens kan daarna kyk. Leviathan is die gees agter hoogmoed. Hoogmoed en trots, en Leviathan buig hom natuurlik nie, maar ons kan onsself daaraan meet in watter mate is ons hoogmoedig. Nederigheid daarenteen is die sekerste manier om naby die Here te kom. Hoe meer nederig jy is, hoe nader aan die Here beweeg jy, want hoe groter word hy, hoe kleiner word ek. Om te verander van hoogmoedigheid na nederigheid sal beteken dat daar belydenis gedoen moet word. In hoogmoed het 'n mens sekere dinge wat jy doen
en daardie dinge wat jy gedoen het was sonde gewees, of dit was van 'n sondige aard gewees, en dis die goed wat ons moet bely. So, om van hoogmoed na nederigheid te vorder, sal daar noodwendig sondebelydenis plaasvind. Daar sal 'n erkentenis moet wees, en dit is hoe jy jou hart gaan reinig. Want dit wat jy gedoen het en daardie optrede wat jy gehad het, is natuurlik nou deel van jou hart, en 'n mens sal jou hart moet reinig. En soos jou hart reinig, so gee die Here groter genade om uiteindelik al hierdie wêreldse goed te weerstaan, al die begeertes te weerstaan. Nou is nie altyd maklik om die begeertes in die wêreld op te gee nie, daarom kan daar 'n tyd van rou wees. Ons kan dit amper sien soos 'n tydperk van afskeid. As mens nou in die wêreld gelewe het en jy het nou lekker gelewe volgens wêreldse beginsels en jy besluit nee, ek sal my lewe in orde moet kry, jy verneder jouself, gee jou lewe vir die Here, dan kom jy agter, maar die goed wat so lekker was, kan ek nou nie meer doen nie. En dit kan wees dat 'n mens so vir 'n tyd 'n klein bietjie van 'n rouproses deurgaan vir dit wat jy nou moet agterlaat. Dit is dinge wat lekker was, maar dis nou nie meer vir my beskore nie. So, en dan kan 'n mens dalk deur so 'n bietjie van 'n rouproses gaan. Nou die bevestiging uit die Here se woord kry ons natuurlik volop, en die verhaal wat duidelik is, wat 'n mens kan gaan kyk. Daar is ook 'n YouTube video oor die gees van Absalom wat ons ook na kan kyk. Nou Absalom is 'n sprekende voorbeeld van iemand wat absoluut in hoogmoed beweeg het. Hy het homself aangesien hy het homself aangestel as opsiener van die volk. Terwyl koning Dawid nog op die troon was, het hy hier 'n end van die paleis af, het hy vir homself 'n plek gekry, en as die mense verbyloop op pad na koning Dawid toe, dat hy hulle van raad bedien, of om hom te gaan sien oor een of ander saak, dan het Absalom gesê, nee, hy is besig, maar praat sommer met my. En op daardie manier het hy self besluit in sy hoogmoed, hy het self die volk begin bedien. En hy het natuurlik afvallig gemaak van koning Dawid, en daar het 'n baie groot opstand gekom. Uiteindelik het Absalom gevlug. Hierdie hoogmoed en hierdie aanstelling wat hy homself gegee het, natuurlik glad nie gedeeg nie, en uiteindelik het hy onder 'n boom deurgejaag, terwyl hy op sy rydier was. Sy hare het vasgehak en hy het daar gehang totdat hy gesterf het. En dit is die manier hoe hy gesterf het. Maar Absalom het gelewe in hoogmoed en trots. Hy het tot vir homself 'n standbeeld opgerig. En iewers in die geskiedenis is dit opgeteken dat daardie standbeeld het vir baie lank in Jerusalem gestaan, wat hy vir homself opgerig het. Soveel het hy van homself gedink. Maar goed, dit het vir hom nou niks beteken uiteindelik nie. Hy het gesterf. Op daardie manier het hy gesterf. Psalm 40 vers 5 sê, welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leendienaars nie. Jou vertroue slegs in die Here. Ons wend ons nie eers tot hoogmoedige mense nie, wat nog te sê om self hoogmoedig te raak. Nou hierdie boodskap wat Jakobus vir ons gee, dit wil amper voorkom asof hy en Petrus saam geskryf het. Want as ons nou 1 Petrus 5 vanaf vers 5 lees, dan is dit amper 'n herhaling of ons kan sê amper 'n herhaling, maar dit is natuurlik 'n wonderbare bevestiging vir wat die Here vir ons deur die dienswerk van Jakobus gee. So ons lees 1 Petrus 5 vanaf vers 5. Hy sê, net so moet julle wat jonk is ondergeskik wees aan ouer mense. Beklee julle almal met nederigheid teenoor mekaar, want God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Daarom verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog, deur al julle bekommernis op hom te werp, want hy gee om vir julle. Wees nugter, wees waaksaam. Julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof, in die wete dat julle medegelowiges oor die hele wêreld dieselfde soort lyding verduur. Maar al moes julle vir 'n kort tydjie ly, sal die God van alle genade wat julle tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, julle herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig, aan hom die krag tot in ewigheid. Amen. En hierdie is 'n samevatting van wat Jakobus vir ons gegee het. Die duiwel loop rond, hy kyk wie hy kan verslind. As jy in hoogmoed optree, wêreldse begeertes gee jy toe daaraan, die duiwel kry sy sin, jy raak 'n vyand van die Here, net so sê Petrus, maar bekeer julle tot die Here,
onderwerp jou aan sy gesag, aan sy autoriteit, verneder jouself onder hom, en wanneer jy jouself verneder, sal hy jou verhoog. Dan moet julle die duiwel teenstaan met geloof, met daardie vaste vertroue, en al ly jy ook 'n kort tydjie, sal die Here daardie ewige heerlikheid wat hy in Christus Jesus geskep het, sal jy ontvang. En dit is wat Jakobus vir ons gesê het is in 1 Petrus 5. Nou die Here verander ook die lot van Sion nadat hulle hul vertroue in die Here stel en hulle onder sy kragtige hand verneder. Dit kan ons lees weer in Psalm 126 vers 3. Die Here het iets groots aan ons gedoen. Ons was verheug. Verander weer ons lot, Here, soos stroombeddings by die Negev. Die wat met trane saai, sal met jubelkrete maai. Die draer van die saadsak wat loop en huil, sal beslis terugkom met jubelkrete terwyl hy sy gerwe dra. Hier is weer 'n droefheid, maar is 'n droefheid wat uiteindelik vir jou blydskap sal verskaf. En dit is natuurlik om die wêreld ook agter te laat, is om dit wat plesiere was, agter te laat, en dan te strewe na die heerlikheid wat jy gaan ontvang in Christus. Nou in die interpretasie kan ons kyk na hoe dit op ons lewe toepas. Nou soos wat dit was vir die oorspronklike Jode wat natuurlik reeds vir Christus aangeneem het, soos dit natuurlik vir ons het die wêreld verlaat, Christus aangeneem, maar terwyl jy 'n kind van die Here is, nou hinker jy weer terug na wat die wêreld bied. Maar die lewe wat die Here van jou vra is natuurlik nou anders. So ons moet nou lewe soos wat die Here wil hê ons moet lewe. Nou ons moenie meer streef na roem en na rykdom en na aansien, want dit maak weer van jou 'n wêreldling. Dit maak jou hoogmoedig. Die Here draai sy rug op hoogmoediges, dit maak van jou 'n wêreldling. En dit is nie die soort lewe wat ons moet lewe as 'n kind van die Here nie. Die Here roep die gelowiges tot 'n lewe in Christus wat nie moontlik is nie tensy jy jou verneder onder sy hand. Dit is nie moontlik om vir die Here in hoogmoed te dien nie, maar is moontlik om hom in nederigheid te volg. Jou altyd te onderwerp en altyd by die punt te kom waar jy sê, Here, wat is u wil? Laat u wil geskied. Met wat ook al my behoefte is, maar laat sy wil geskied. Wanneer die duiwel sien dat hy nie meer hou vas of 'n invloed op jou het nie, moet hy wegvlug voor die werking van die Here in jou lewe, want die dinge waaraan hy jou houvas gehad het, is nie meer daar nie. Ons het gelees dat jy jou hart moet reinig en suiwer, en wanneer dit gereinig en gesuiwer is die dinge wat die duiwel vir jou ingegee het, is nie meer daar nie, die hoogmoed is nie meer daar nie, die handeling is nie meer daar nie, en wanneer die vyand geen reg meer het nie, dan sien hy vir Christus, want nou is Christus verhoog, ek is verneder, en dan sien die duiwel vir Christus en hy moet omdraai en wegvlug. Nou onderwerping aan die Here gaan gepaard met reiniging van jou hart deur sondebelydenis. Na reiniging is daar geen plek meer vir dubbelhartigheid nie, want jy lewe nou 'n lewe wat slegs vir Christus behaag. As ons lewe slegs vir Christus, dan is jy nie meer dubbelhartig nie. Eintlik kan jy nie meer wees nie, want jy het geen begeerte meer na wat die wêreld bied nie. Uiteindelik sal die treurigheid oor dit wat jy nie uit die lewe gaan kry nie verander in blydskap wanneer jy die onbeskryflike heerlikheid van ewige lewe ontvang. En dit is, ons moet altyd strewe na die ewigheid. Ons moet altyd verder kyk as die horison, altyd. Ons moet soos Abraham maak. Abraham het baie verder as die horison gekyk en hy het 'n belofte raak gesien wat in sy tyd nie tot vervulling sou kom nie, maar in sy nageslag sou dit, en Abraham het dit geglo met alles wat hy gehad het. En dit is om tot geregtigheid gereken. Ons moet altyd verder kyk as net die tydelike, net die nou. Ons moet altyd kyk, my Here, wat gebeur die dag as ek te sterwe kom? Dit is waarna ons moet kyk. Die Here sal diegene wat hulle self onderwerp aan hom in nederigheid en ootmoed, hom alleen dien, sy wil doen, verhoog as ware seuns en dogters. En dan lewe mense natuurlik in die guns van die Here. Nou ja, in refleksie kan ons nou maar weer onsself gaan beoordeel, en in die Bybelstudie van Jakobus is daar baie vrae wat ons onsself kan vra, en dan natuurlik ook besluit wat gaan ons daarmee maak as ons lewe nie strook met wat die Here wil hê ons moet lewe nie. Beskou jy jouself as hoogmoedig of nederig? En dan moet mens maar eerlik na jouself kyk. Is ek 'n hoogmoedige mens of is ek 'n nederige mens? Ons moet ook oppas vir 'n valse nederigheid.
Jy is hoogmoedig, maar jy maak of jy nederig is. Dit moet eg wees. Streef jy na die grootsheid van die lewe? Vir baie mense is om dinge te bereik baie belangrik. En ons moet onsself maar gemee daaraan. Is jy bereid om die plesiere van die wêreld te verruil vir 'n nederige lewe in Christus? Ons het al gehoor wat mense sê, die pad is te smal of die pad is te nou. En dit is waar mense wil graag die Here dien. Hulle wil ook graag hemel toe gaan, maar hulle wil nie dit wat die wêreld bied, wil nie los nie. Want dit is tog te lekker, dit is te aangenaam vir die vlees en wil dit nie regtig los nie. En dan sê mense, nee, maar die pad is te nou, die pad is nou te smal. En hulle wil nie op daardie pad loop nie. Is daar nog sonde in jou lewe wat maak dat jy nie rein is nie? Nou, sonde is enige iets van wellustige begeertes en begeerte na rykdom en roem en begeerte na hoë aansien en status en al hierdie dinge wat Jakobus ons natuurlik op laat let het. Is jy bereid om nou te treur terwille van die ewige lewe en heerlikheid saam met die Here? Is jy bereid om op hierdie nou pad te loop, hierdie smal weg, waar daar nie plek is vir bagasie nie, daar is net plek vir jouself. Streef jy na rykdom volgens die wêreldse beskouing of volgens die Here se beskouing? Ons kan ryk wees in die Here of ons kan ryk wees in die wêreld. Ryk in die Here is om in die volheid te lewe van wat hy ons gee, die volheid van sy vrede, van sy genade, van sy oorwinning, van sy blydskap, van sy heerlikheid. Dit is om ryk in die Here te wees. Is dit waarna ons strewe of strewe 'n mens na rykdom in die wêreld, besittings en 'n blink kar en 'n groot huis en 'n redelike status en al hierdie dinge wat die wêreld bied. Ons kan net vinnig kyk na geestesgawes en die bedieninge. Nou terwyl ek hier aan gewerk het, die Here my daaraan herinner dat dit nie altyd gaan oor wêreldse rykdom of wêreldse grootheid of status nie, maar daar is ook posisies wat mense bereik in die gees, en dit is in die geestesgawes en die bedieninge wat die Here vir ons gee as sy kinders. En dit is wat ons van lees in 1 Korintiërs 12 en Efesiërs 4 vers 11. En daar word deur die Here word daar geestesgawes en daar word bedieninge gegee aan individue in die gemeente. Dit is waar ons lees dat die liggaam van Christus is een liggaam, maar hy het baie lede. Al die lede het nie dieselfde werking nie. Elke lid se werking is verskillend, maar ons het almal nodig. Maar nou is daar 'n gevaar, en die gevaar is drieledig. En ons moet ons meet waar staan ons indien ons in enige van hierdie skuldig is. Nou daar is mense wat gawes en bedieninge ontvang het en wat dit ook gebruik en wat daarin uitleef, maar in die proses terwyl dit gebruik hoogmoedig raak. En die hoogmoed kom daarin dat jy dink dat in die gawe wat jy het, is jy beter as ander mense, of jy het iets meer ontvang as ander mense, of jy is beter as iemand anders. En daar kan 'n hoogmoed, 'n geestelike hoogmoed, kan intree by ons as mens. En ons het dit al baie raak geloop, en ons moet almal baie waak, moet ons waak teen geestelike hoogmoed. En dit is dat jy in jou geestesgawe, terwyl jy die Here dien, hierdie het nou niks met die wêreld te doen nie, terwyl jy die Here dien, is jy besig om in jou gees hoogmoedig te raak, omdat jy jouself verhef, op 'n hoër platform stel, of dink jy het meer ontvang, of jy het meer kennis, of jy kan dit beter doen as iemand anders. Dit is die eerste een. Die tweede een, die lede van die liggaam moet daarteen waak om jaloers en afgunstig te word teenoor die ander wat hulle gawes beoefen. So nou is daar weer lede wat nie so wonderlike gawes soos daardie een gekry het nie, en nou kyk jy daarna, jy meet jouself aan daardie persoon, en jy begin jouself begin jy eintlik minag. Want dit wat jy gekry het lyk nou in jou oë so minderwaardig teenoor wat iemand anders gekry het, en daardie persoon floreer nou in sy gawe, maar kyk na my, kyk wat het ek gekry. En dit is asof mens dan baie keer die Here se werk bevraagteken. Here, hoekom het ek net dit gekry, hoekom het hulle so baie gekry? Maar die Here sê, hy gee aan elkeen wat nuttig is, en hy gee vir elkeen na sy vermoë. Dit is soos die talente wat uitgedeel was. Elkeen het gekry na sy vermoë, en die huisheer het sy mense geken. Hy het geweet vir die een kan hy 5 gee, en vir die ander een gee hy 3.
Hy kon nie vir een wat 3 kan hanteer 5 talente gee nie, want hy kan dit nie hanteer nie. En daar was verskille gewees, maar die met die 5 talente en die met die 3 talente het gaan woeker daarmee. Maar die een wat 1 talent gekry het sy talent so minderwaardig geag dat hy hom gaan begrawe het. En gesê, nee, wat kom ek sit hom maar liewer een kant neer, want die oomblik as ek begin woeker my talent, net nou raak hy weg. Ten minste het ek dan een wat ek kan wys, en die huisheer was baie ontevrede met hom gewees, oor die een wat 1 talent gekry het, homself so geminnig het, dat hy daai talent nie meer gewoeker het nie. En dan, mense kan ook maklik voel, dat hulle, dit wat hulle gekry het, 'n onvermoë het, of nie die kennis het, om soos die ander te wees nie. En dit bring 'n gevoel van minderwaardigheid, of dit bring 'n gevoel van minagting teenoor jouself. So dit is die 3 gevare wat daar is in geesteswerking. Die een is om 'n gawe te kry en te dink jy's beter as 'n ander een. Die ander een is om jou eie gawe te kry, maar te sien die ander se gawe lyk daarom beter as wat myne gelyk het. En die ander een is om jou gawe te minag en jouself te minag en dink, ag, ek kan in elk geval niks hiermee doen nie. Dit is dan soos daardie man wat 1 talent gekry het en gaan begrawe hom, want jy voel so minderwaardig. So ons moet waak hierteen, ons moet waak teen 'n wanbalans in die gees. Om of minderwaardig te wees, of hoogmoedig te wees, of jouself te minag. Hierteen moet ons waak, want dit is geesteswerkinge, en daarteen moet gewaak word. Goed, in die toepassing, daar skryf 'n mens nou maar weer jou eie bevinding neer. Ons meet onsself in die Here se woord, ons kyk waar staan ek, teenoor sy woord wat hy vir ons voorhou, strook my gedrag met wat die Here van my vra, my houding, my woorde, my begeertes, my sieninge, al die goed wat ek het, strook dit met die Here se woord. As ek myself ondersoek, skryf dit neer, maar skryf ook neer, wat gaan jy daaromtrent doen, om by die Here se woord uit te kom. Ons moet ons altyd self gaan meet, en gaan kyk, nou maar wat gaan ek daaromtrent doen. Ons kan nie net hoor en sê, ja, hier is 'n probleem en dan los nie. As die Here se woord nie 'n impak op my lewe het en 'n verandering bring het, dan het ek my tyd gemors. En ek dink ek het dit nou al 'n paar keer gesê, maar dit is die feit van die saak. Ons moet groei soos wat die Here se woord van ons vra om te groei. Die Here seën elkeen. Amen.